Dagsie en welkom by nog 'n videoles in analitiese meetkunde. Vandag gaan ons spesifiek kyk na vierhoeke, die eienskappe daarvan en die bepaal van 'n onbekende punt as ook die bewys van spesifieke vierhoeke. Eerstens is dit baie belangrik om weer te kyk na die eienskappe van vierhoeke. So hier is 'n tabel wat jou mees belangrikste eienskappe van elke vierhoek opsom. So dis belangrik dat jy dit moet gaan leer en seker maak jy ken almal en dat jy veral byvoorbeeld sal let op wat maak byvoorbeeld 'n ruit meer spesiaal as 'n parallelogram ensovoorts. Iets wat ook nogal lekker handig te pas kom is ons oppervlakteformules. So die oppervlakte van 'n trapesium word gegee deur die helfte van die som van die ewewydige sye gemaal met die loodregte hoogte. Vir 'n parallelogram is dit basis maal loodregte hoogte. Vir die ruit is die oppervlakte die helfte van jou een hoeklyn se lengte gemaal met jou ander hoeklyn se lengte. Vir 'n reghoek is dit lengte maal breedte en vir 'n vierkant is dit sy gekwadreer. 'n vleer is weer dieselfde as 'n ruit, helfte van hoeklyn 1 gemaal met hoeklyn 2. Daar gaan soms van jou verwag word om 'n vierde hoekpunt te bepaal. Nou om die vierde hoekpunt te bepaal van byvoorbeeld 'n parallelogram, 'n ruit, 'n reghoek of 'n vierkant, gebruik jy spesifiek die eienskap dat hoeklyne van hierdie vierhoeke mekaar halveer. Met ander woorde, jy gaan die middelpuntsformule gebruik. Dit is ook belangrik dat jy verstaan hoe benoem ons vierhoeke in sketse. Nou die konvensie is dat ons kloksgewys werk. So as ons in hierdie geval byvoorbeeld by die P begin, is jou volgende letter of jou volgende hoekpunt is dan A, gevolg deur R, gevolg deur M. Dit help natuurlik as mens hierdie konvensie gebruik om die oplos van probleme en die sketse makliker te maak. En hier wil ek vir jou tog 'n belangrike wenk gee, maak gebruik van hulpsketse indien daar nie vir jou 'n skets geteken word nie. Kom ons bestudeer hierdie eerste voorbeeld. Die volgende skets toon die koördinate van P, A en R. So dis mooi vir ons op 'n kartesiese vlak geteken en die koördinate is by elke punt neergeskryf. Daar word vir ons gevra om die koördinate van M te bepaal indien PARM 'n parallelogram is. So volgens die konvensie beteken dit ons gaan werk van P, A, R en dan beteken dit M gaan hier iewerster moet lê. So om 'n vierde hoekpunt te bepaal, gaan ons eerstens werk met die beginsel van dat hoeklyne mekaar halveer. So die enigste hoeklyn wat ons hier kan kry, is die middelpunt van kan kry, is PR. So ons gebruik die middelpuntsformule en ons kry dat die middelpunt die koördinaat min 3 op 2 en 7 op 2 is. Gebruik nou hierdie koördinaat en bereken dan die X en die Y waarde van ons AM. So, onthou, dit gee dan vir jou 2 aparte somme. So 1 plus 'n onbekende X van ons M-punt wat ons nou nog moet bereken, gedeel deur 2 is gelyk aan die X gedeelte van ons middelpunt van PR. Selfde gaan jy vir die Y kry. So, as jy dit gaan uitwerk, dan kry ons X waarde is min 4 en ons Y waarde is 2, maar onthou, hulle het gevra bepaal die koördinate van M, so skryf jou finale antwoord in koördinaatvorm. 'n volgende begrip wat baie belangrik is en wat nogal baie gevra word, is die bewys van spesifieke vierhoeke. Met ander woorde, hulle gaan vir jou vra bewys dat die volgende vierhoek 'n trapesium is of 'n parallelogram of 'n ruit is. So hier is vir jou 'n opsomming van wat jy moet gaan doen om spesifiek te bewys dat 'n vierhoek een van daai spesifieke vierhoeke in die linkerkant is. Ek wil spesifiek gaan fokus op die In graad 10 het ons bietjie meer uitgebreid oor die parallelogram geleer. So, om te bewys dat 'n vierhoek 'n parallelogram is, hoef ons aan te toon dat die hoeklyne mekaar halveer. Nou in die vorige voorbeeld het ons reeds gesien ons gebruik die middelpuntsformule vir die een. Nou hierdie metode is by verre weg
die maklikste metode om te gebruik om te bewys. Maar uit ons graad 10 werk weet ons daar is nog 4 ander metodes ook. So die ander metode kom vanaf die definisie van 'n parallelogram wat sê dat 2 paar teenoorstaande sye ewewydig is. So vir hierdie metode gaan jy gebruik maak van die gradiëntformule en spesifiek die eienskap dat vir ewewydige lyne moet die gradiënte gelyk wees. 'n tweede definisie, of wat ons uit 'n stelling ook gekry het, was dat daar 2 paar teenoorstaande sye gelyk is. So vir hierdie ene gaan ons die afstandsformule gebruik. 'n volgende metode is dat daar 2 paar teenoorstaande hoeke is wat ewe groot is. Nou hierdie een is nogal bietjie 'n ingewikkelde een, want jy gaan inklinasiehoeke moet gebruik vir die ene. Die laaste metode is as mens kan bewys dat een paar, dieselfde paar teenoorstaande sye gelyk en ewewydig is, dan is jou vierhoek 'n parallelogram. So vir hierdie ene gaan jy gebruik die gradiëntformule sowel as die afstandsformule. So weer eens, dis die maklikste om te gebruik dat die hoeklyne mekaar halveer, maar jy kan enige een van hierdie eienskappe van 'n parallelogram gebruik om te bewys dat 'n vierhoek 'n parallelogram is. Net so kan jy vir enige een van hierdie ander vierhoeke enige van die eienskappe toepas, maar dit wat in hierdie tabel vir jou opgesom is die maklikste metodes om te bewys dat 'n vierhoek 'n spesifieke vierhoek een van daai op die lys is. Kom ons kyk na die voorbeeld. Die volgende skets toon vierhoek PQRS. So let weer daarop dat hulle die konvensie gebruik het wat vroeër verduidelik is van hoe ons vierhoeke benoem. Die vraag is dat ons moet bewys dat hierdie vierhoek PQRS 'n parallelogram is. So kom ons gebruik die eienskap dat die hoeklyne mekaar halveer. So ons werk eerstens die middelpunt van PR uit, wat ons kry is 0,3. Dan gaan werk ons uit die ander hoeklyn se middelpunt en ons kry dat dit ook gelyk is aan 0,3. Dit beteken dus dat PR en QS mekaar halveer en is belangrik dat jy hierdie afleiding moet gaan neerskryf en dat jy dit gaan afsluit met 'n finale afleiding wat jy dan sê, dit wil sê, hierdie vierhoek PQRS is 'n parallelogram. So dis belangrik dat jy gaan let op die skryfwyse wat hier gebruik word. Weereens, gaan kyk maar deur die voorbeelde in jou handboek voordat jy met die huiswerk begin. Lekker werk!